Goeiemôre vriende. Ek gaan nou as almal hier in die diens is, die wat nog aankom, weer vir elkeen vir julle groet, maar een van die lekker voorregte wat ons het so op 'n Kersoggend is om natuurlik liedere te sing waarvoor ons so lief is, so om ons harte voor te berei vir hierdie diens wat ons gaan hê. Ook kom ons gebruik hierdie tydjie terwyl mense nog aankom en ons sing lekker tot eer van die Here. Vandag is Kersdag. Dit is die geboortedag van ons Here Jesus Christus. Geseënde Christusfees vir elke een van julle. Kom ons sing hierdie liedere tot eer van sy naam.
Vertel dit wêreldwyd.
Goeiemôre vriende. Vir die van ons wat ingestap gekom het terwyl ons voorsang gedoen het, dan ook baie welkom vir elkeen van julle en geseënde Christusfees vir elkeen van julle en julle geliefdes. Ek is natuurlik seker daarvan dat omdat dit Kersfees is, daar baie besoekers vandag hier by ons. Dalk is dit baie van ons familie wat al weggegaan het, maar weer terug is en by ons kuier. Ander is van ver af, wat van ver af kom kuier het. Vir ieder en elke een van julle vanoggend. Baie welkom hier by die Glaskerk Geloofsfamilie. Mag julle hartlik welkom voel, mag julle vandag God se liefde beleef hier en mag ons vandag met vreugde gevul wees vir hierdie spesiale dag. Jesus is gebore. Wat 'n wonderlike dag is dit nie? Ek wil vir julle geleentheid gee as jy nog nie het nie, met die geskarrel en die alles terwyl ons nog ingestap het ook. Kom ons gebruik die geleentheid as jy nog nie het nie. Kom ons draai 'n bietjie na mekaar en groet mekaar. As jy besoekers sien wat die gewoonlik hier is nie, sê vir hulle besonder welkom vanoggend dan ook. Ons het in Adventstyd, 4 Sondae voor Kersfees, elke Sondag 'n kersie aangesteek, elke kersie met 'n verskillende betekenis. Het ons gehoor dat Adventstyd beteken ons sien uit na die koms van Jesus. En moet ons as Christene altyd onthou dat Kersfees onthou ons nie net dat Jesus gekom het nie, ons onthou ook dat Jesus weer kom. So Kersfees is 'n tyd wat ons onthou dat Jesus gebore is, betekenis waaroor ons vandag gaan gesels, maar ons lewe ook met die verwagting en ons sien uit dat Jesus eendag weer sal terugkeer. En vandag op hierdie Kersoggend, dan steek ons dan ook die middelste kers aan, wat natuurlik die Christuskers is, as 'n simbool daarvan dat Jesus, wat die lig vir hierdie donker wêreld dan ook is. Ek gaan gou skuif hier na die mikrofoon toe duw. Nou as ons praat van die lig in die donker wêreld, dan is daar sekerlik nie 'n meer gepaste lied wat ons hier in Suid-Afrika op Kersdag sing nie. En ek wil vir jou uitnooi as 'n gemeente, as kinders van die Here, om vanoggend se diens te begin deur hierdie gebed saam met my te sing. Waar ons op 'n ander manier vir die Here vra om sy lig te kom skyn binne die donker van hierdie land van ons met al sy uitdagings. En daar is uitdagings. Maar Kersoggend is 'n oggend waar ons nie fokus op uitdagings nie. Dis 'n dag waar ons fokus op hoop. Die hoop wat gekom het met die geboorte van 'n kindjie in 'n nederige stal. Sing hierdie gebed saam met my. Jy kan so sit terwyl jy dit sing. Jy kan jou oë sluit as jy wil. Of jy kan die woorde net in jou hart ook sing as jy wil. Maar ons maak hierdie 'n gebedsmoment tot eer van die Here. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke peier in eeuwe oude taal? Kyk selfs die nagtelike swye vertel die jou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder
Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. En sy naam is Christus kom, Christus kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Christus kom, Christus kom, Christus kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Ja, Here, ons bid hierdie woorde met opregte harte tot eer van U naam. Want Here, ons weet U is die lig wat na die wêreld toe gekom het, om hoop te bring in die donker en die stikkend en die seer rondom ons. Here, ons gebed op hierdie Kersoggend is daar waar daar stikkend is, daar waar daar hartseer is, daar waar daar gebrokenheid is, daar waar daar wanhoopigheid is. Here, dat U sal hoop bring, vrede, blydskap in oorvloed. Want Here, U is lief vir elkeen van ons. Dankie Here dat U mens geword het, sodat ons die lewe kan hê in U. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Liewe gemeentevriende, op hierdie Kersoggend groet ek elkeen van julle in die naam van die drie-enige God, die Vader wat jou so lief gehad het dat hy sy seun gestuur het vir my en jou. In die naam van Jesus Christus, die koning, die koningskind gebore in 'n nederige stal. En in die naam van die Heilige Gees, God met ons elke oomblik van elke dag. Amen. Kom ons staan en gaan ons die Here se naam loof en prys deur hierdie loflied saam te sing. Tot sy eer, 'n lied wat sê, kom alle getroues. Liewe gemeentevriende, ek wil hê ons moet ons Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2 en ons gaan daar saam lees van vers 8 af, vers 8 tot en met vers 20. En nadat ons hierdie gedeelte gelees het, gaan ek vir julle so klein bietjie vertel van hierdie geskenkpakkie wat hierso neergesit is. 'n Geskenkpakkie wat nogal spesiale betekenis vir my dan ook het in hierdie Kerstyd dan ook. Lukas 2, lees dit saam met my, die teks is op die skerm. Ons lees daar saam van vers 8 af. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Hoor gou die woorde wat daar gebruik word, so wat ons dit lees ook. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken.
Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here. My liewe gemeente, vriende, vandag is Kersdag, 'n dag waarna baie van ons natuurlik uitsien vir baie lank, maar dit is ook so dat vandag 'n dag is wat baie keer as ons hierdie tyd van die jaar kom, dan dink ons terug aan hoe Kersdag was op 'n tyd, maar dan besef ons ook dat vir baie van ons is vandag nie wat dit altyd was nie. Vir baie van ons is vandag 'n dag waarna ons verskriklik uitsien, en vir ander van ons is vandag 'n hartseerdag. Dalk is jy hierdie jaar vir die eerste keer in baie lank vir ordentlik in die Kersfees spirit. Ander van ons sit dalk vanoggend hier en sê, Dominee Jaco, weet jy wat, Kersfees is hier, maar dit voel nie so nie. Elkeen van ons sit vanoggend hier met ons eie stories en ons eie omstandighede en ons eie emosies en gedagtes. En dis goed so. Want vandag het betekenis vir elkeen van ons, maak nie saak waar in ons lewe jy jouself bevind nie. Vandag is natuurlik 'n dag van geskenke. Dis 'n dag van by die kersboom sit. Dis 'n dag van familiekuiers en lekker kos eet. En dit is ook die dag in die wêreld wat die meeste rennies seker gebruik word. Hier teen middagete. Want kyk, as daar nou een ding is wat ons as Suid-Afrikaners kan doen, is ons kan te veel eet. En kom ons jok nou nie vir mekaar nie, in menigte huise gaan daar vandag te veel geëet word. En hier teen 2 uur of 3 uur, dan sien ons nooit weer nie. En dan 6 uur of 7 uur, dan gaan kyk ons maar weer wat so oorblyfsels daar is, nê. En dan later vat ek 'n happie kos en 'n happie rennie, en 'n happie kos en 'n happie rennie. As ek dink aan Kersdag, en ek dink terug aan my kinderdae, dan weet ek Kersdag was ook altyd 'n groot dag in ons huis gewees. En pa JB en ma Stella het ook gesorg dat dit 'n groot dag is. Aan Strydomstraat 31 was ook een van daardie huise wat al hier einde November, begin Desember, is die groot kersboom opgeslaan. En kyk, daardie kersboom met liggies opgehad, nê, en elke streamer wat jy moontlik kon kry. En as jy by ons voordeur ingestap het en by die gang van die huis afgestap het, kyk, op die dakke het streamers gehang, teen die mure het streamers gehang, en die huise vensters was daar liggies gewees. Buite op die stoep was kersliedere gesing. Kersfees is 'n groot dag. En as ek vandag terugdink as kind, dan onthou ek dan ook daardie opgewondenheid van die liggies en die kersboom en om saam met pa en ma die streamers op te sit en dan op Kersdag natuurlik die geskenke oop te maak. As ons familievakansies natuurlik ook gehad het, al die familie was hierso, en baie keer is die geskenke so 'n ou Kersdag oopgemaak. En kyk, vandag kan ons mos nie wakker wees in die aand nie, nê? Vir ons ouer mense wat hier is, dis moeilik om wakker te wees in Kersdag, hè? Toe ons kind was dit so maklik geweest om wakker gemaak te word, middernag gaan jy Kersfees in. Nou is dit moeilik. Maar dink ek aan Kersoggend en dink ek aan die opgewondenheid van 'n kind wat gaan slaap en wakker gemaak word. En die eerste ding wat jy doen, is jy hardloop om te gaan kyk of Kersvader gekom het of nie. In ons huis vanoggend was dit ook die geval. Kyk, Benne en Roekie het vir Kersvader strikke gestel en ons het gesê, Kersvader, kyk, die pastoor het nie 'n skoorsteen nie, so Kersvader moet hierdie binnebraai kom. En die binnebraai het staaldeure wat lekker raas, so ons gaan hom hoor as hy inkom. En weet julle wat, vanoggend toe breek hy wragtig 'n raam toe hy by een van ons ander vertrekke probeer inkom. En toe ons vanoggend wakker word, was Kersvader daar, die geskenke was rondom die boom.
en daardie opgewondenheid om daardie geskenke dan ook te sien. Ek wil vandag vir julle vertel van die grootste geskenk, die beste geskenk wat ek nog ooit gekry het. Die beste Kersgeskenk ooit. Die beste Kersgeskenk wat ek nog ooit ontvang het van my ouers. Die beste Kersgeskenk wat nooit in waarde oortref sal word nie. En nou weet julle, die van julle wat my goed ken, my vriende wat ook hier so is, sal weet, as daar een ding is waarvoor Jaco lief was as 'n kind, was dit cricket. So ek wil klaar vir julle sê, julle kan sien hierso, dis nie 'n cricket bat nie, hoor. Alhoewel ek tot vandag toe nog onthou, hoe ek op ouderdom 13, my eerste double impact cricket bat gehad. Die manne wat hier is, onthou hierdie double impacts? Nee? Was 'n groot geskenk daai dag. Hierdie ene oortref alles in waarde. Maar ek wil vir jou vra, as jy hierdie geskenkie kyk, en ek gee nou hierdie geskenk vir jou, wie van ons is die wat die geskenkpapiertjie nou so mooi gaan oopmaak? Want kyk, ons kan ons nou die papier later weer gebruik. Waar is julle? Laat ek sien. Nee, moenie nou skaam wees nie, ek weet julle sit hier. Kom, moenie skynheilig wees nou hier vanoggend nie. Oom Steven, jy verklaar, daar sê, wees trots daarop julle, dis 'n gawe. Ek is nie een van hulle nie, hoor, ek skeer hom. Waar is die skeerders? Daar sê. Daar sê. Nou gaan ek 'n moeilike vraag vra. Wie van julle skeer hom op en gooi hom op die drom? Wie van ons skeer hom en gooi hom op die vloer? Ek is ook 'n skeerder. Julle sien, ons iets lekker in 'n geskenk ontvang, en ons iets lekker om die geskenkpapier te sien, en die opgewondenheid om te sien wat die binnekant is. En ons iets lekker daarin om hierdie papier te begin oopmaak, en hoe nader jy aan oopkom, hoe nader kom jy in die geskenk wat die binnekant is. Julle sien, vriende, soos met hierdie ook, met enige Kersgeskenk. Maar die grootste Kersgeskenk wat ek in my lewe nog ooit ontvang het, is Jesus Christus. Die grootste Kersgeskenk wat ek in my lewe nog ooit ontvang het, was om Jesus te ken, en om te weet dat Jesus mens geword het, uit liefde vir my. En julle sien, vriende, vanoggend se Kersboodskap is baie eenvoudig. Al hierdie dinge wat ons opgenoem het, al die mooi dinge, al die dinge wat ek ook as kind onthou van Kersfees, die Kersboom, die liggies, die strooiers, die streamers, die geskenkies onder die boom, die lekker eet, dit is alles mooi, en dit is alles goed, en ons moet asseblief aanhou om Kersfees so te vier, maar ons moet altyd onthou dat dit alles is maar net die geskenkpapier rondom die geskenk. Die ware geskenk word binne in dit gevind. En die oomblik wanneer ons dit vergeet, dan verloor Kersfees sy betekenis. Ek kan nie anders as om te dink, dat 'n rukkie terug, sal julle onthou, toe ons die kennisgewing gekry het, van Kersvader wat kom kuier hier op die vlakkie, onthou julle dit? Nee? Ek het daar gestaan toe en ek het, jene maar is baie mense. Ek wonder of al daai mense vandag in die kerk sit. Ek wonder of al daai mense, die hordes wat hier op die vlakkie was, in die kerk sit. Ek kyk op ons Facebookgroepe, op inwoners van Dispatch, en ek kyk gister hoe mense gevra het, hoorie, iewers hoor ek 'n trok ry, nee, is Kersvader weer hier so waar, en daar word gesê by watter straat hy is, gaan kyk by hierdie straat, gaan kyk by daardie straat, ensovoorts. En weer eens, dis alles goed en wel. Ek wonder net, hoekom het daar nie net so baie gevra, by watter kerke is daar môre Kersdienste nie? Want julle, ons mag nooit in die struik trap om te vergeet dat al die kos en die Kersboom en die liggies en die geskenkpapier en die streamers is net die geskenkpapier. Dis al wat dit is. En dit is mooi en dit is goed en dit is wel, maar die ware geskenk van Kersfees. En ons moet vir ons kinders leer ook. Ons moet vir ons kinders vertel dat Kersvader bring vir ons geskenke, sodat ons kan onthou wat die grootste geskenk van alle geskenke is. En dit is 'n kind wat gebore is op Kersoggend. In Lukas 2 verskyn die engel aan die skaapwagters. En die engele sê vir hulle, ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap, wat vir al die volke bestem is.
En wat sê die engele vir hulle? Vandag is daar vir julle 'n kind gebore, Christus die Here. Julle, die kind is die geskenk van Kersfees. Die baba in die krib is waaroor Kersfees gaan. En wat hy vir ons is, en wat hy vir ons kom doen het. En vanoggend op hierdie Kersoggend is my gebed vir elke een van julle, en vir my ook opnuut weer, is dat elkeen van ons vanoggend op hierdie Kersdag opnuut weer sal besef, dat God het jou, ja jou, so lief, dat toe hy sien, dat jy verlore is, dat jy verdwaal het, dat jy op pad is na die dood toe kom soek hy jou. Hy het jou kom soek. Hy het vir jou kom vra, waar is jy? Kom na my toe, sodat ek jou kan red, sodat ek jou kan verlos, sodat ek vir jou die nuwe lewe kan gee, die ewige lewe kan gee. En ja, julle, ons raak so maklik vasgevang, nie vasgevang nie, maar dit is so, ons fokus so op wat God vir die wêreld gedoen het, maar ek wil hê jy moet vanoggend hoor wat God vir jou gedoen het. God het jou so lief, dat hy jou kom soek het. Jesus sê later, ek is die goeie herder, en as 'n goeie herder kom soek ek my verlore skapies wat afgedwaal het. En weet jy wat, dalk sit jy vanoggend en jy sê, maar wat doen meneer Jakke, ek hoor dit is mooi, maar ek het nie besef ek is verdwaald nie. Almal van ons is verdwaald. Die woord sê vir ons, almal van ons is verlore. Almal van ons is dood as gevolg van sonde in ons lewe, en almal van ons het 'n redder nodig. En toe God sien, dat sy kinders vir wie hy so lief is, het verdwaal. Wat doen hy? Hy kom na ons toe. Hy wag nie vir ons om na hom toe te kom nie. Hy kom soek ons. Hy kom red ons. Hy kom haal ons. En dis die boodskap van Kersfees. Het julle sien, vriende? Kersfees is nie altyd maanskyn en rose nie. Kersfees verloop nie altyd volgens plan nie. Kersfees is nie altyd net 'n blye dag nie, dit is soms hartseer ook. Maar deur die goed en die sleg, deur die soet en die suur van die lewe, is daar een konstante wat elke Kersdag dieselfde is. En dis die een oor wie Kersfees gaan. En julle sien, hier is die wonder van Kersfees, want as jy besef vandag en hoor vandag dat Jesus jou kom soek het, en jy aanvaar daardie geskenk as jou eie, en jy maak dit jou eie, en jy gee jou lewe oor aan Jesus Christus, ontvang jy iets ongeloofliks wat die engele hier aankondig. Vrede, vreugde, blydskap, redding, wat niks of niemand van jou kan wegvat nie. Dan weet jy dat maak nie saak wat oor jou pad kom nie, daar is hoop. Hoekom? Want Jesus is my koning en my Here. En julle, daar is nie 'n ander Kersgeskenk wat dit vir jou gaan gee nie. Daar is nie 'n ander Kersgeskenk wat dit vir jou gaan gee nie. Baie van vandag se Kersgeskenke gaan iewers geskenk word aan 'n huis vir kinders of iets wat dit nie meer nodig het nie. Want baie van vandag se geskenke is oor 6 maande of 'n paar maande van nou af opgespeel of weer vervang met die volgende geskenk. Al hierdie dinge tydelike waarde. Maar Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ek het nie meer daai double impact cricket bat nie. Inteendeel, toe ek in die hoërskool kom, is hy 'n bietjie klein vir my, toe moet ek 'n ander een kry. Ek het nie meer die fiets wat ek gery het as 'n kind nie. Ek weet nie of ek nog kan fietsry nie, ek sal moet kyk. Baie van daardie geskenke het gekom en gegaan. Maar vandag staan ek hier en ek ken vir Jesus Christus. Want van kinds af is ons geleer dat hy is die heel belangrikste in jou lewe. So my liewe pa en ma, my liewe oom en tannie, my liewe oupa en ouma, wat is die grootste Kersgeskenk wat jy vir jou gesin en jou kinders kan gee? Jesus Christus. Dit beteken
Dien Jesus met jou hele lewe. Dit beteken, vir al ons mans wat vanoggend in hierdie diens is, jou vrou en jou kinders moet elke dag, as hulle eers stap, verby 'n kamer stap, moet hulle sien, pa of my man is op my knieë vir ons gesin. Is besig om in te tree by die Here vir ons. Dit is dat my kinders en my kleinkinders moet sien, dat mamma en ouma is lief vir Jesus. Ek kan dit sien in hulle lewe. Dis dat my boetie of my sussie lief is vir Jesus. Maar wanneer ek lief is vir Jesus, wanneer ek lewe vir Jesus, wanneer ek Jesus se voorbeeld volg, dan seën ek ander met 'n geskenk wat nooit van hulle af weggevat kan word nie. So mag elke persoon, elkeen van ons vanoggend, mag elke gesin wat na hierdie diens gaan Kersfees hou, die geskenkpapier oopdraai, maak dit oop, geniet elke oomblik van die liggies en die boom en die ete, geniet dit gate uit. Maar onthou altyd oor wie vandag gaan. Dis nie Kersfees nie, dis Christusfees. Want Christus die Here is gebore. Mag ons dit altyd onthou. En mag jy vandag huis toe gaan, net met hierdie boodskap. As jy een ding vandag moet onthou, onthou hierdie. Die kindjie gebore in die stal is die bewys dat God jou so lief het, dat hy jou kom soek het, sodat jy die ewige lewe in hom kan hê. Ek wil vra dat ons 'n paar oomblikke sal neem, en ek gaan vra dat Elise en Marissa vir ons na vore sal kom, en hulle sal vir ons 'n lied sing, wat juis iets vertel van daardie nag wat daar gebeur het. Luister na hierdie woorde, en maak die woorde van jou hart dan ook. Met middernacht word feestlik weer verkondig, dat God as mens neergedaal het op aard, om te bevry die mensdom van die sonde, sy volk te red van die dood en die smart. En nuwe hoop verval die hele aarde, toe daardie nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom loop hom na waarde. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Met bly gemoed, laat ons tesame nader, na daardie krib van die heilige kind. So het die wyses voor sy wieg vergader, en voortgelei deur die ster omgevind. Ons kan hom nooit na waarde prys en lowe, vir ons gebore en vir ons gelei. O mama saam, vereer
heel stem na boven. Dis Kersfees, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus. Here, vanoggend loof en prys ons U as ons koning en ons verlosser. En Here Jesus, kan ons nie genoeg vir U dankie sê dat U mens geword het vir elkeen van ons nie. Here, dat U elkeen van ons wat op ons eie koers op pad was, na dieselfde bestemming van die dood, dat U ons kom soek het, elke een van ons. Maar Here Jesus, U sê vir ons, dat 'n herder is bly oor die een skapie wat verlore was en weer gevind word. En Here, ons besef, elke een van ons is daardie skapie. Want Here, U het vir elke een van ons gekom, om ons te kom soek, om ons te kom red. Help ons om altyd dit te onthou. En help ons om altyd te onthou, dat die heel belangrikste, die naam bo alle name, is Jesus Christus. En Here, mag ons ook, soos Paulus sê, dat al die ander dinge is vir ons van mindere waarde, eintlik geen waarde of betekenis nie, want om Jesus te ken, oortref alles in waarde. Ja, Jesus, vanoggend weet ons, dat al die dinge waarmee ons Kersfees vier, maar net die geskenkpapier is. Maar die ware geskenk is om U te ken. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Ja, Here, ons weet dat U het as 'n kindjie in doeke gelê en nedergestal. 'n Rukkie daarna het U in doeke toegedraai gelê in 'n graf. Maar Here, is die steen weggerol en het U opgestaan, sodat ons die nuwe lewe in U kan hê. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Liewe gemeentevriende, ek gaan vir ons nou die seën uitspreek. Ons gaan mekaar seën met die seën van die Here. Ons gaan dit staande doen en nadat ek die seën uitgespreek het, gaan ons vanoggend se diens afsluit. Ek dink op die enigste manier wat ons dit kan doen, en dit is deur die baie bekende, geliefde, stille nag saam met mekaar ook te sing. Kom ons staan en dan seën ons mekaar met die seën van die Here. Hou daai geliefdes van jou styf vas en dan seën ons mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde
van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met julle wesen bly. Elke oomblik van elke dag. Die koning is gebore uit liefde vir jou.